Dis Moedersdag, baie welkom aan al die vroue, baie welkom aan al die ma's, en ook die pa's en die kinders, wat saam na hierdie aanlyn preek kyk. Nou, ek weet dat Moedersdag is gewoonlik gelaai met baie emosies en ook gemengde gevoelens. Dis 'n dag van liefde, is 'n dag van waardering, maar is ook 'n dag van gemis. En ek gee erkenning aan, as jy dalk vandag 'n ma mis, wat nie meer daar is nie. Of selfs 'n ma mis wat net afwesig was jou hele lewe en daai verhouding is nie op 'n goeie plek nie. Of die gemis van as jy dalk nie kinders kon gehad het of op hierdie stadium het nie en jy baie graag wil hê en jy daai gemis. Maar dit verander nie die feit dat elkeen van ons het een ding in gemeen op hierdie aardbol. En dit is dat ons moeders het ons vir 9 maande gedra. En as ons gelukkig genoeg was, vir 'n klomp jaar daarna, versorg, vertroos, na ons omgesien. Moeders is verskriklik belangrik. Vroue is verskriklik belangrik. Hulle sê dat in tronke reg oor die wêreld is die gewildste tatoeëermerk 3 letters. M-O-M. Mom. 'n Ma's het 'n invloed op die samelewing. Selfs dat wanneer mense in hul donkerste dieptes is, die enigste vastigheid wat hulle aan kan vashou. M-O-M. My baber vertel vir my, dat naas die dag voor die skole begin, wat hulle verskriklik besig is om die manne se hare te sny en die kinders se hare te sny, is die dag voor Moedersdag ook verskriklik besig. Hoekom? Weet ons nie. Miskien is dit net omdat ons as mans voel, as ons hare gesny is, gaan ons ma nie aan ons storm nie. Ma's is verskriklik belangrik. Vrouens is verskriklik belangrik. En op so 'n dag wil ons erkenning gee. Maar ek wil ook sê dat ek is terdee bewus van die onrealistiese verwagtinge wat daar in ons samelewing is op vrouens. Toe ek klein was, en toe ons baie jonger was die enigste druk wat op jou as vrou geplaas is, deur 'n voorblad van 'n tydskrif, van hoe jy moet lyk, hoe maar, hoe vet jy moet wees, hoe mooi, hoe lelik jy moet wees. Dit was tydskrifte se voorblaaie. Vandag is dit oral oor, op elke platform, dis op jou foon, wat vir jou as vrou vertel word, wat jy alles moet doen, hoe jy moet lyk. Ek wil vir ons mans iets sê. Ek weet nie of julle geweet het nie. Wenkbroue is 'n ding. Dis verskriklik belangrik. Ek onthou toe ek jonk was, het ek nooit na 'n meisie se wenkbroue gekyk nie. Vandag is dit 'n ding. Wat jy aantrek, hoe jou hare lyk, hoe jou naels lyk, hoe jou voorkoms lyk, dis 'n ding, dit sit geweldig druk op ons vrouens. En dan raak die druk erger as dit kom by ma wees. Die druk wat op 'n jong ma is wat nog leer, wat wonder as 'n kind siek is, doen ek die regte ding. Die druk wat op 'n laerskoolma is, wat kinders moet rondry, wat help huiswerk doen, wat sportbyeenkomste moet bywoon, en dan op 'n Sondag aand 8uur moet uitvind, daar met 'n taak of 'n projek môre in wees. Die druk van 'n tienerma, wat voel, ek verloor my kinders. Die bruidse ma, die bruidegom se ma, die ouma, die enkelma wat op haar eie moet sukkel. Ma wees eis sy tol. En geen wonder, as vrou en as ma voel jy soms ontoereikend, nie goed genoeg nie. Ek kom net nie by alles uit nie. En op die ou end is dit so maklik om te vergeet wie jy is en aan wie jy behoort. En is iets wat enige mens moet weet, wie is ek en aan wie behoort ek? Maar tussen al hierdie gehardloop en tussen al hierdie eise wat aan jou gestel word, is dit so maklik om te vergeet wie jy is en aan wie jy regtig behoort. Ek dink, vandag wil ek so 'n bietjie praat oor daai spanning wat daar is, wat baie vroue beleef, en veral ma's. En dit is om alles gedoen te kry, en nog steeds tyd vir jouself te hê, om alles te doen te kry, en nog steeds na jouself te kyk. Hoe doen ons dit? En ek wil jou nooi na 'n baie bekende storie in die Bybel, in Lukas 10. En ons gaan lees vanaf vers 38. So kom ons lees saam.
Terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom, waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by Jesus se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar staan en sê, Here, pla dit U nie, dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word. Eerste gedagte, die Martha-funksie in ons almal. Jesus daag op, en soos hy gebruik is, staan jy reg vir 'n gas. Jy's gasvry. En Martha gaan dadelik in hierdie tipe mode in, hierdie funksie van haar, die lysie funksie, kry alles reg, maak seker dinge gebeur, sorteer alles uit, wees gasvry. En sy het lysies en sy tel die balle op en sy kyk dat almal uitkom by wat hulle moet doen, die Martha-funksie. En almal van ons het hierdie Martha-funksie. Elke vrou het hierdie Martha-funksie in jou, wat jy voel, ek moet seker maak dat dinge gebeur in jou huishouding. Is jy verantwoordelik vir daai Martha-funksie? En jy hardloop rond en jy doen 'n klomp goed en probeer 'n klomp balle in die lug hou en as enige pap op die grond val, tel jy dit op, jy sorg dat dinge werk. En dit is belangrik. Dis nie verkeerd nie. Dis nodig om daai funksie ook na te kom en te doen en te vervul. Ek sal nooit vergeet, een aand toe ek klein was, sit ek agter in die kar en ons ry terug van 'n kerkfunksie af en my ma en pa is aan die gesels. Maar uit die gesprek is dit baie duidelik dat my ma baie ongelukkig oor iets is. En hulle praat oor 'n funksie wat by die kerk was en hierdie funksie het kosbels en reg staan en onthaal. En my ma was deel van die vrywilligers wat deel van die onthaalspan was of die vroue wat in daai tyd soos altyd maar die funksies gereël het en die kos bedien het en die skottelgoed gewas het en weggepak het na die tyd. En my ma was kwaad oor een spesifieke vrou. Ek sal nooit die naam vergeet nie. Ek kan nie die van onthou nie, maar dalk is dit goed dat ek nie die van sê nie. Maar die vrou se naam was Doreen. En my ma het gesê, ons het rondgehardloop, ons het geskarrel, ons moes 'n klomp goed doen, terwyl Doreen daar staan en tee drink en met almal gesels. En my ma sê toe op die ouende, ag jong, ek is seker maar net 'n Martha. Ek het daai stadium nie bestaan wat my ma met dit bedoel nie, maar toe ek later hierdie teks lees in my lewe, toe ek besef wat my ma bedoel. Maar sy het so half afgepraat, ek is seker maar net 'n Martha. Om 'n Martha te wees, is nie maar net nie. Dis 'n verskriklike, belangrike aspek van vrou wees. Om goed by mekaar te hou, om seker te maak, dinge gebeur. Om seker te maak, die skooltas is in die kar wanneer ons ry, om seker te maak, die kosblik is geneem, om seker te maak, die wasgoed word gewas, dit word gestryk, daar's kos op die tafel. So baie goed is deel van jou funksie as vrou. En ons moet dit doen. Waar sal ons huise wees sonder dit? Waar sal ons samelewing wees sonder dit? Nou weet ek deesdae dat mans ook hulle kant bring. Ek sien dit veral in ons gemeente, hoe die pappas help kinders oppas en beurte maak. So ek besef dat mans ook deesdae bietjie meer hulle kant bring, maar onthou nou vandag is Moedersdag. Soos in my huis bring ek ook my kant. Ek probeer my bes om die wasgoed so naas moontlik aan die mandjie te gooi, dat dit min moeite is om dit in die mandjie te sit. Wanneer my programme toelaat, meestal, maak ek die kos. Want ek wil seker maak ons eet genoeg vleis en stysel en nie volksvreemde goed soos slaaie en groente nie. Maar maak nou nie saak hoeveel jy as man doen by jou huis nie. Vandag is Moedersdag. So vir alle doeleindes is ons as mans, soos my ouma altyd gesê het, 'n klomp rubbish. Robbisse. Vandag gee ons eer aan die vroue. Die Martha-funksie wat jy as vrou vervul, is ongelooflik belangrik. En dankie daarvoor. Maar daar's 'n ander probleem. Die Martha-funksie kan maak dat jy te veel goed later op jou bord sit.
En Jesus het hier opgedaag by hulle, en soos wat die gebruik in die Nuwe Testamentiese wêreld was, gasvryheid was baie belangrik. As jy ongasvry was, was dit een van die maniere wat jy skande as vrou op jou huishouding gebring het. So natuurlik begin Martha reg te staan vir Jesus. Maar sy doen dinge wat sy nie noodwendig hoef te gedoen het, en waarvoor Jesus nie gevra het nie. Sy maak as 'n ware toebroodjies, wat Jesus nie gevra het nie. My vraag aan jou is, hoeveel keer, terwyl jy so besig is met hierdie Martha-funksie, neem jy goed op jou bord, pak jy dinge aan, wat nie eintlik nodig is nie. Vat jy goed, trek jy goed aan, wat eintlik nie nodig is nie. Jy maak letterlik toebroodjies, waarvoor nie gevra is nie. Miskien moet jy vir jouself vra, hoekom doen ek hierdie? Maar hoekom doen ek hierdie regtig? Is dit omdat ek wil kompenseer vir die manier wat ek groot geword het? Jy wil daar kompenseer vir die manier wat jy groot geword het. Nou vat jy al hierdie ekstra goed. Ek moes so swaar kry, daarom sal my kinders en my man nooit so swaar kry, en jy vat onnodig ekstra goed op jou. Of jy voel dalk ontoereikend teenoor ander vroue met wie jy te doen het. En jy voel my, jy wil soveel soos hulle doen, jy vat hierdie ekstra goed op jou bord. En op die ou einde, voel jy dat hierdie goed wat jy doen, gee vir jou waarde en dit gee vir jou funksies. En hierdie funksie maak dat jy iets is en betekenis het. Maar op die ou einde is dit iets wat dan nie gevra van jou is nie. En jy vat te veel. En kort voor lank voel jy nie gewaardeer nie. En jy voel oorweldig. Jesus spreek haar aan. En dan sê hy vir haar, Martha, Martha, jy kwel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. Kan jy die deernis en die liefde in Jesus hoor as jy hierdie lees? Hy praat so mooi, sê, Martha, Martha. Sal vir ons sê, my liewe kind, my liewe dogter, jy hardloop te veel rond, jy is besig om toebroodjies te maak, waarvoor nie gevra is nie. Miskien moet jy jou naam daar insit. Daar waar Martha staan, net jou naam, en sê, jy kwel jou en jy is besorg oor so baie dinge, jy is besig om goed op jou bord te laai, om dinge aan te trek, wat jy nie hoef aan te trek. En vra jouself af, hoekom doen jy dit regtig? Maar is 'n ander vrou ook in hierdie verhaal. Martha se suster, Maria. Die teks sê, Maria, en dis my derde punt, het by Jesus se voete gesit en na hom geluister. En dis vir my in die balans tussen hierdie twee vroue, wat die antwoord van vandag se spanning is. Die spanning van, hoe kry ek alles gedoen, maar ek maak nog steeds tyd vir myself. Ek dink is in die balans van hierdie twee vrouens, as mense balans kon vind tussen dit. Maria, sy sit en sy luister. Sit is die teenoorgestelde van rondhardloop, van lysies, van projekte, van afsprake, van wasgoed, van al daai huisdinge. Dit is die teenoorgestelde daarvan. Sit is letterlik, ek stop nou, ek skep asem, ek laat toe dat my siel my liggaam inhaal. 'n Storie word vertel van 'n ontdekkingsreisiger wat in Afrika hier in die 1800s kom verkenning en ontdekking doen het. En hy het 'n klomp by 'n Afrika stam gekom en het 'n klomp van die manne gehuur om hom te help om sy goed te dra. En hulle dag 1 gedra en getrek en ontdek en gereis, dag 2 gedra en getrek en gereis, en dag 3 toe hy sê, kom ons staan op, ons moet nog 'n paar goed gaan verken en ontdek, toe sê hierdie mense, ons trek nie vandag nie, ons rus vandag. En hy sê, maar hoe werk dit? Toe sê hulle vir hom hierdie interessante ding, ons het tyd nodig, dat ons siele, ons liggame inhaal. Dis eintlik 'n groot waarheid. Partykeer hardloop ons so, dat ons nooit tyd maak, dat ons siele ons liggaam inhaal nie. En ons is eintlik verskeer as mens, stikkend as mens, gebroke as mens, ons is in flarde. Want ons is so besig, ons maak nie tyd nie. En die balans lê daarin, om iewers net te gaan sit, en toe te laat, dat jou siel jou liggaam inhaal.
En dis wat Maria doen. Sy kom sit hier by Jesus. En die uitnodiging wat na jou toe kom is, neem iewers net tyd en skep asem. Kan ek vir jou dit sê? Jy as vrou moet dit vir jouself reël. Ja, ek weet vandag is Moedersdag en in meeste gevalle word jy waardeer en word jy bederf. Maar dis ook maar net een dag. Jy self is verantwoordelik om as 'n ware, as ek die woord mag gebruik, selfsugtig te word en te sê ek vat tyd om te sit en asem te skep. En wat doen Maria terwyl sy sit? Sy luister na Jesus se woorde. En weet jy, as ons so rondhardloop, soos ek gesê, dan vergeet ons wie ons is en aan wie ons behoort en ons hoor nie meer sy woorde nie. En ons het nodig om sy woorde te hoor. Wat moet jy vandag van jou hemelse Vader hoor? Wat moet hy vir jou sê vandag? Wat het jy so nodig om te hoor? Dalk moet jy hoor, jy is goed genoeg. Dalk moet jy hoor, jy is mooi genoeg. Dalk moet jy hoor, jy behoort aan my. Dalk moet jy hoor, wie jy is en aan wie jy behoort. Maak jou ore oop, sodat jy dit kan hoor, want hy wil dit vir jou sê. Jy sien, ons gaan alles gedoen kry, glo ek, as ons tyd maak vir onsself en om na onsself te kyk. En dit geld nie net vir vrouens nie, dit geld vir enige een van ons. Ons effektiwiteit is soveel meer as ons tyd maak vir onsself. Mag jy 'n gelukkige Moedersdag hê. Mag jy besef dat die Martha in jou wat hierdie klomp dinge wil doen, baie vir jou huis beteken, baie vir die mense in jou lewe. Maar mag jy ook besef dat dit is reg om nee te sê vir toebroodjies wat jy nie hoef te maak, dinge wat jy nie op jou bord hoef te neem, dinge wat jy nie hoef aan te trek nie. En stop 'n bietjie en sit en luister na sy woorde wat vir jou wil sê. Jy is genoeg en jy is myne. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Moedersdag. Dankie vir moeders in ons almal se lewens wat vir ons die groot geskenk van lewe gebring het. Ons eer vandag elke vrou. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees, tot ons weer by mekaar kom. Amen.